Goeiedag, my naam is Ruben Barnos en ek is die landbouadviseur van Overberg Agri en ek is gestasioneer hier in Caledon. Ons is vandag op die 29ste Boeredag hierso op Rodebloem, Overberg Agri se proefplaas, en ons het vandag 'n baie spesiale gas wat hierso is. So minister John Steenhuisen van Departement Landbou is hierso vandag by ons. En ja, dis vir ons 'n absolute eer om hier te hê en verskriklik baie dankie vir die tyd wat jy geneem het om hier te wees. Ons waardeer dit verskriklik baie. So baie dankie daarvoor. Baie dankie en dankie vir die geleentheid. Dit is wonderlik om op die grondvlak te wees om te luister waar die struikelblokke lê en wat ons kan doen as 'n departement om die landbousektor te help groei. Wanneer die landbousektor groei, dan groei ons ekonomie en werksgeleenthede ook. So minister Steenhuisen, my eerste vraag aan u is jy het nou baie mooi daaraan geraak ook is Overberg Agri is 'n instansie wat 'n skakel is tussen die boer en instansies soos u, soos die regering en Departement Landbou. Hoe sien u daai verhouding? Hoe kan daai verhouding help vir ons boerderygemeenskap vir nou en in die toekoms? Ja. Ek dink dit is 'n baie belangrike verhouding en ek sien dit meer as net 'n verhouding, dis 'n vennootskap tussen organisasies in die georganiseerde landbousektor en ons departement. Een van ons eerste prioriteite, ons het 7 baie duidelike prioriteite en die eerste een is vennootskaps om te groei. Want ons weet as die departement dat ons het nie al die kennis nie, ons het nie al die ervaring. Dit lê binne die landbousektor. En dis hoekom dit so belangrik is om hierdie verhouding en hierdie vennootskap te hê tussen georganiseerde landbou soos Overberg en die departement om probleme te luister, oplossings op die tafel te sit, waar daar probleme is met die departement en as daar iets waar ons moet ingryp om 'n verandering of iets beter te maak, dan kan ons werk as die departement is om 'n stelsel te bou waar landbou suksesvol kan wees. Maar ons is nie die boere nie, ons is die departement. En ons werk is om makliker te maak vir ons boere om suksesvol te wees. So minister Steenhuisen, ons is vandag hier op Rodebloem soos ek genoem het, ons proefplaas. En een van die kernpunte van Overberg Agri is ons wil baie investeer in navorsing en dit is ons baie belangrik want ons wil weer die boere toerus met die regte tegnologie, die regte inligting wat hulle weer kan toepas op die plaas. My vraag is, hoe belangrik is navorsing vir u, landbounavorsing in ons land? En watse geleenthede sien u in die landbousektor in Suid-Afrika in die toekoms? Watse groot geleenthede is daar? Ja, ek dink navorsing is baie belangrik. As ons sien die probleme wat nou gebeur binne die landbousektor wêreldwyd, dinge soos weerveranderings, 'n nuwe beginsels en beleide oor insette en dit is baie belangrik om navorsing te hê. In 'n perfekte wêreld sal die regering besig wees met al die navorsing. Ons het die ARC wat doen, maar dit help baie om binne elke sektor hierdie wetenskaplike navorsing te hê, want dit maak dit meer maklik om wetsontwerpe te verander of regulasies te verander, om seker te maak dat ons kan op die skerp punt wees van verandering. En dit is baie belangrik want ons werk in 'n wêreldwyd stelsel waar ons boere werk saam en daar's kompetisie met ander boere in ander lande waar hulle kry groot subsidies om te boer. En dis hoekom dit ook baie belangrik dat ons bly op daai skerp punt van navorsing en wetenskaplike navorsing om seker te maak dat ons boere bly daarvoor. En ek dink daar's groot geleenthede. As ek sien die feit is hierdie land Suid-Afrika kan en ons kontinent van Afrika kan die broodmandjie van die wêreld wees. Dis baie duidelik dat die subsidiestelsel wat hierdie ander lande soos Europa gebruik, daar's geen kans dat dit kan in die toekoms hou. En ek dink dat ons sal sien meer van die wêreld sal na Afrika kyk om waar hulle baie goeie pryse en kan kry vir kos vir hulle lande. So daar's groot geleenthede vir Suid-Afrika as ons die leier van hierdie nuwe begin wou wees om Afrika te posisioneer as die
broodmankie van die wêreld om te kyk. En dis ook daar's groot kans op uitvoer. Ons is besig nou met die diversiteitsprojek om na ander lande te kyk. Ons het al reeds gesien wat gebeur het met Japanje wat baie beïndruk is met ons landbougoed en ek dink daar's groot geleenthede wat voor lê vir die sektor. Nee, dis baie goed om te hoor. Ek is bly daar is vooruitsiening, so dit maak my baie opgewonde. So minister, die laaste vraagie net wat ek vir jou wil dan vra is en jy het weer eens ligweg daaraan geraak is. Boere in ons distrik en ek dink nie net hier nie, veral die weier Suid-Afrika word elke jaar onder meer finansiële druk geplaas. Ek bedoel, daar's heeltyd seisoene wat verander. Boere moet verskriklik aanpasbaar wees en om winsgewendheid te verseker raak al hoe moeiliker. So, hoe kan instansies soos Overberg Agri saam met die regering werk om hierdie boere beter te ondersteun? En van julle kant af, hoe kan ons hulle help om winsgewendheid te verseker op die plaas? Ja, ek dink ons moet 'n stelsel bou wat dit makliker maak om te boer. Ons sien die hoë prys van insetkoste byvoorbeeld en ek dink daar's meer werk wat ons kan saam doen om daai insetkoste laer te maak. Die koste met vervoer ook is 'n groot probleem. Die feit dat ons treine werk nie meer nie, maak die hoër prys om jou graan by die mark te kry en dis ook 'n groot probleem. So ons is besig om daai spoorweë sektor alweer beter te maak, om dit makliker te maak. Maar een van die eerste dinge wat ons kan doen, wat sal onmiddellik 'n groot verskil maak, is om saam te werk om 'n outomatiese tarief te kry. Dit vat te lank by ATAC om die tarief te verander en ons verloor geleenthede as gevolg daarvan. So ons is besig om met meneer Tau, ek het dit ook in die kabinetslegotle op die tafel gesit oor hierdie outomaties tariewe wat ons kan inbring om dit makliker te maak, om seker te maak dat ons kry die beste prys in die vinnigste manier vir die graan wat ons het in Suid-Afrika. Ja, minister Steenhuisen, verskriklik baie dankie dat jy hier is. Ek weet u is 'n verskriklike besige persoon, so ek het 'n groot waardering en die res van die boere en die personeel wat vandag hier is, 'n groot waardering vir die tyd wat jy maak om spesiaal hier in persoon te wees. Ek dink dit is vir ons verskriklik waardevol om daai gesig tot gesig interaksie met mekaar te kan hê. So verskriklik baie dankie en baie dankie dat jy vandag hier en baie dankie. En dit is baie belangrik om op die grondvlak te wees. Ek is vreeslik trots om die minister van Landbou te wees, want ons het die beste boere en plaaswerkers in die wêreld. En die feit dat ons sit sonder enige subsidie, maar ons pryse en ons produkte is daar bo-op in die wêreldse markte. Dit praat baie duidelik dat ons boere en plaaswerkers die beste in die wêreld is. Ek stem. So, ons is hier by ons 29ste Boeredag. Ons het nou die geleentheid gehad om met minister John Steenhuisen te praat wat hierso is by Rodebloem. Ja, en baie dankie vir julle wat ingeskakel is by hierdie onderhoud.